Liewe vriende, ek groet u weer eens in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dit is 'n wonderlike voorreg om weer saam met u te kan kuier rondom die woord van die Here, en ek vertrou dat hierdie tydjie wat ons saam sal wees rondom sy woord, dat dit vir elkeen van u sal tot 'n seën wees, dat dit vir u tot 'n bemoediging sal wees, en ons is sommer net dankbaar vir die Here vir so 'n wonderlike voorreg wat hy vir ons gee. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil u loof en prys vir wie u is. Ons wil vir u so baie dankie kom sê dat ons, Here, so 'n wonderlike voorreg het om, Here, van reg oor ons land en selfs oor die grense met mekaar verbind te kan wees op so 'n medium. Ons loof u daarvoor. Baie dankie, Here, dat ons dit kan gebruik om mekaar te bemoedig, dat ons dit kan gebruik om vir mekaar te sê, so sê die Here, en dat elkeen van ons vir ons iets daaruit kan haal, wat ons saam met ons kan dra en kan herkou en gebruik tot bemoediging van onsself, maar ook van ander. Here, dankie dat ons voor u kan kom en vra, kom reinig ons nou, reinig ons harte, reinig ons gedagtes, reinig ons hele wese asseblief. Here, dit is ons gebed in hierdie dae, in hierdie tyd waarin ons leef, dat u ons sal vul gedierig deur met u Heilige Gees, dat het sal wees so strome van lewende water wat uit ons binneste vloei. Here, baie dankie dat ek nou kan bid vir elkeen en dat ek kan vra, Here, u weet wat elkeen se nood is, u weet wat elkeen se behoefte is. Dankie, Here, dat u die God is wie omgee. Dankie dat u die God is wie belangstel in ons. Ons loof u daarvoor, en dit is ons gebed, Here, dat u kragtig in elkeen se lewe sal kom ingryp, dat u liefde oor elkeen sal kom uitstort. Ons bid vir diegene wat siek is, en ons vra, Here, dat u met hulle sal wees, en dat u genesing sal skenk. Here, dit is ons gebed in die dae, dat die krag van die Here oor siek mense sal kom, en oor siek mense sal neerdaal, en dat het genesing vir hulle sal bewerkstellig. Ons dink aan elkeen wat nou deur 'n krisis gaan. Here, ons vra dat u met hulle sal wees, dat u hulle sal bemoedig en versterk, en dat hulle sal weet, die beste ding om te doen, is om die oë op Jesus te hou. Dit lyk vandag baie donker, maar ons weet, Here, u is die lig van die wêreld, en Here, uiteindelik sal die lig deurbreek. Seën ons elkeen, word nou verheerlik asseblief. Ons bid dit alles in Jesus se wonderlike naam. Amen. Amen. Nou, liewe vriende, ek wil graag saam met u lees hier in Johannes hoofstuk 19, Johannes 19 vanaf vers 38 tot en met vers 42. Die opskrif hier is die begrafnis van Jesus. En na hierdie dinge het Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, uit vrees vir die Jode, vir Pilatus gevra of hy die liggaam van Jesus mag wegneem. En Pilatus het dit toegelaat. Hy het toegegaan en die liggaam van Jesus weggeneem. En Nicodemus, wat die eerste maal in die nag na Jesus gegaan het ook gekom met 'n mengsel van mirre en allewee van omtrent 100 pond gewig. En hulle het die liggaam van Jesus geneem en dit in doeke toegedraai saam met die speserye, soos die gewoonte van die Jode is, om te begrawe. En daar was op die plek waar hy gekruisig is, 'n tuin, en in die tuin 'n nuwe graf, waar nog nooit iemand in neergelê was nie. Daar het hulle Jesus toe neergelê weens die voorbereiding van die Jode, omdat die graf naby was. Nou, weet jy, ek het so daaraan gedink, dat wanneer 'n mens Paasnaweek vier, dan het jy net hierdie beperkte geleenthede om oor die kruisiging en die opstanding van Jesus te praat, en ons weet ons moet heel jaar daaroor praat, maar dit is gewoonlik die tye wat ons al die aandag daarop vestig. Maar dan is 'n mens so beperk om net oor sekere aspekte te kan praat, en dan gaan dit verby. En daarom het ek gevoel om nog 'n tydjie aan te gaan en net te praat oor Jesus, oor sy lyding, oor alles wat daarmee gepaard gaan en die boodskap wat daarbey betrokke is. En daarom wil ek graag hê dat ons moet kyk na hierdie gedeelte oor die begrafnis van Jesus. En weet jy, ek moet eerlik wees vandag as ek vir u sê, ek kan nie onthou dat ek al ooit oor die begrafnis van Jesus gepreek het nie, daaroor gepraat het en by hierdie spesifieke gedeelte gaan stilstaan het nie. So ek wil graag dat ons so bietjie daarna kyk. Nou, natuurlik wat baie, ek wil amper sê hartseer hier is, as 'n mens daaroor sou dink,
dan was die feit dat Jesus hang aan die kruis en daar is niemand om hom te begrawe nie. Daar is niemand wat hulle wil identifiseer met Jesus in hierdie tyd nie, want hulle het geweet dat die Romeine en dan ook die Jode veral was Jesus so vyhandig, daarom het hulle hom laat doodmaak. En niemand wou nou hier in die openbaar kom en sê, ons sal Jesus begrawe nie. Nie sy familie het nader gekom nie, nie die disippels het nader gekom nie, en daar hang Jesus. En dan kom die mees onwaarskynlikste mense tevoorskyn. Nou, u weet dat baie keer was daar al gepreek en gepraat oor wie was die disippels wat Jesus uitverkies het om sy disippels te wees vir sy bedieningstyd op die aarde. En ons almal stem saam, dit was die mees onwaarskynlikste mense wat hy gekies het. Vissersmanne, Nathanael wat daar langs die pad gesit en niks doen het nie, Matthias die tollenaar en so aan. So dit was nie die mense wat 'n mens sou gedink het, iemand soos Jesus behoort te kies nie. 'n Mens sou wou sê, hy moes beter mense gekies het. Maar dit was die onwaarskynlikstes wat hy wel gekies het. En as ons dan nou dink aan Jesus se begrafnis, dan was dit ook die mees onwaarskynlikste mense wat jy verwag het om tevore te kom om Jesus te begrawe. En dit was naamlik hierdie twee manne, Josef van Arimatea en dan Nicodemus. En ek wil graag hê ons moet net so vinnig kyk na hierdie twee manne, na hulle profiele. So eerstens het ons met Josef van Arimatea te doen. En dit is nou baie interessant as die Bybel hier sê dat hy was 'n disipel van Jesus, maar in die geheim. So met ander woorde, Josef was iemand wat geglo het in Jesus se leringe, hy het geglo in Jesus se beginsels, hy het hom eintlik verbind daartoe, tot alles wat Jesus gedoen het en gesê het, maar die enigste probleem, as 'n mens dit so kan noem, was net dat hy was nie bereid om dit in die openbaar te doen nie, want dit sou vir hom probleme veroorsaak. Nou weet jy, die Bybel is vol daarvan, die Nuwe Testament is vol daarvan, dat daar mense was wat in Jesus geglo het, maar die Bybel sê, uit vrees vir die Jode, uit vrees vir die kerkleiers, wat vir Jesus vyhandig was, het hulle dit 'n geheim gehou. Die Bybel praat daarvan, dat mense was bang om uit die sinagoge verban te word, en daarom het hulle nooit openbaar gemaak, dat hulle eintlik glo in wat Jesus leer nie. Die Bybel sê vir ons, dat daar was selfs van die owerstes, van die leiers van die kerk, wat in Jesus geglo het, maar uit vrees, en dis die woord daar, uit vrees vir die Jode, het hulle dit geheim gehou, want hulle was bang om uit die sinagoge verban te word. So lees ons byvoorbeeld ook van die man wat blind gebore was, daar in Johannes 9, waar hy was blind gebore, Jesus kom, hy genees hom, en dan is dit 'n geval van, die getuienis gaan uit, van hierdie man wat so lank al blind is, hy is blind gebore, en hy kan nou sien, en nou roep die fariseërs, die owerstes roep eerstens die man in, want hulle hoor nou, hulle die getuienis, hulle vra vir die man, jong, was jy blind? Hy sê, ja, ek was blind. Hy sê, nou, maar wie het jou gesond gemaak? En dan sê hy vir hulle, dis 'n man met die naam van Jesus en so aan. Maar hulle wil nog nie glo nie. Nou gaan hulle na sy ouers, hulle roep sy ouers in, en hulle vra vir sy ouers, is dit so, dat hierdie kind blind gebore was? Hulle sê, ja, natuurlik is dit so. En dan vra hulle ook, nou, wie het hom dan gesond gemaak? En dan staan daar die volgende, en uit vrees vir die Jode, het hulle vir Jesus, vir die owerstes gesê, gaan vra homself, hy is groot genoeg om vir homself te antwoord, en dan staan daar volgende, want hulle was bang, dat hulle uit die sinagoge verban kon word. So as ons hier lees van Josef van Arimatea, wat 'n disipel van Jesus was, maar in die geheim, dan was dit eintlik niks snaaks gewees nie, alhoewel die volgende wat daar van hom gesê word, as ons nou in al 4 die evangelies lees, dan sien ons, hierdie verhaal van Josef kom in al 4 evangelies tevoorskyn. So die volgende wat daar van Josef gesê word, was, dit sê hy was 'n ryk man.
En 'n mens kan dit aflei, want die Bybel sê, hy het skoon linne gaan koop, om vir Jesus in toe te draai, en dan lees ons ook, dat die graf waarin Jesus gelê was sy graf, 'n graf wat uitgekap was in 'n rots, en hy het dit voorberei vir eendag, wanneer hy te sterwe sou kom. So dit was 'n welgestelde man gewees, en dit wat hy gehad het hy gebruik, om vir Jesus te kon begrawe. Skoon linne wat hy gekoop het, en sy eie graf wat hy vir homself voorbereid, is hy nou bereid om af te staan, sodat Jesus daarin begrawe kan word. Nou, as enige iemand vir hom gesê het, dat in elk geval, Jesus leen net die graf, hy gaan nie lang daar wees nie, dan sou hy natuurlijk dit baie makliker gedoen het, dink ek, maar dit was nou die hele gedagte, hy het dit voorberei vir homself, en nou moet hy dit afgee, so hy moet nou vir hom 'n ander graf kry. Dit was wat in sy gedagtes sou wees, maar hy doen dit vir Jesus. Die derde, wat die woord vir ons sê oor Josef, was dat hy was deel van die raad, hy was deel van die Sanhedrin, hy was deel van die 70 hoofleiers van die kerk van daardie tyd. Maar baie interessant is dat Markus, dink ek, sê vir ons, dat hy het nie saamgegaan met die handelswyse van die raad nie. So met ander woorde, alhoewel Josef 'n disipel was en in die geheim, soos wat het hier vir ons uitgelig word, het hy toch daar in die raad opgestaan vir Jesus. Hy het daar in die raad vir die manne gesê, ek stem nie saam nie, ek gaan nie met die besluit wat julle neem nie, dis 'n verkeerde besluit en ek onttrek my. En dit is asof hy vir hulle wou sê, julle moet kennis neem daarvan, ek onttrek my aan hierdie besluit om vir Jesus gevange te neem en om uiteindelik te laat sterwe. En dan is daar 'n vierde eienskap wat die Bybel vir ons sê van Josef van Arimatea, en dit is die volgende, hy het die koninkryk van God verwag. Met ander woorde, daar was 'n verwagting by hom. Nou kom ons sê dit vir mekaar, dalk het hy nie noodwendig vir Jesus aanvaar as die Messias nie, maar daar was 'n verwagting dat die koninkryk van God sal kom, en hy wil deel wees daarvan, en hy wil hom voorberei daarvoor. Liewe vriende, dis wonderlik as 'n mens so 'n verwagting kan hê, dat jy in jou hart kan glo, daar is verlossing, daar is 'n redding, daar is 'n uitkoms, en jy verwag dit, want jy weet die Here is die een wat dit vir jou wil gee, en dit is gratis en verniet. So hierdie man het gelewe met 'n verwagting. Een van die evangelies sê, dat Josef het dit gewaag om na Pilatus toe te gaan. Met ander woorde, net om vir u te bevestig, dat die rede hoekom niemand Jesus sy liggaam wou gaan vra het nie, was uit vrees vir wat met hulle kan gebeur, as hulle dit doen, en hulle in die openbaar eintlik voorstel, ons is saam met Jesus. Maar Josef het dit gewaag om na Pilatus te gaan en sy liggaam te vra. Dan sit ons met die tweede man, wat ons almal ken as Nicodemus. Nicodemus was ook 'n owerstuk, hy was 'n leier gewees. En die Bybel sê, ons weet dit, in Johannes 3, dat Nicodemus in die nag na Jesus toe gegaan het. Hoekom het hy in die nag gegaan? Uit vrees uit vir die Jode, uit vrees uit vir sy posisie wat hy beklee het. Maar Nicodemus was aangeraak deur Jesus se lering. Nicodemus was aangeraak deur wat hy gesien het, Jesus gedoen het. Ek meen, hy was 'n leier gewees, 'n hoofleraar gewees, maar hy het nog nooit 'n wonderwerk in sy lewe teweeggebring nie. Hy kon dit nog nooit reg kry, dat wanneer hy aan die woord is, dat mense agter hom stroom nie. Hy was maar 'n dooie prediker van 'n dooie boodskap. Want hy het nog nie geglo in die genade van God nie. Hy het nog in die wet geglo en op die wet staat gemaak om vir jou 'n tipe van redding te bring. So Nicodemus is aangeraak deur Jesus, want hy hoor die prediking, hy hoor die gesag waarmee Jesus preek, hy sien die wonders wat Jesus doen, en hy kyk na homself, hy het al jare se diens, maar dit wat Jesus in 1 of 2 jaar reg gekry het, kon hy in sy jare van diens vir die kerk niks doen van nie. En daarom gaan hy na Jesus toe,
En ons weet hoe dat hy by Jesus gekom het, hy wou heuning om Jesus se mond smeer, sê ons weet hy's 'n rabbi, niemand kan die dinge doen wat hy doen, tensy God nie met hom is nie, maar Jesus het geweet, in sy hart is daar 'n probleem, en daarom het Jesus vir hom direk gesê, sonder om sy komplimente aan te neem, en het aanvaar, het Jesus vir hom gesê, voorwaar, ek sê vir jou, as enige iemand nie weergebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie. En dan is Nicodemus daar weg, en ons lees nie dat daar nou iets spesifieks gebeur het daar die nag nie, ons lees nie dat hy vir Jesus, teenoor Jesus bely het en gesê het, Here, ek glo nou in u, en ek is die volgeling nie, maar hy is daar weg. En dan lees ons later in Johannes hoofstuk 7, dat die Joodse raad stuur, Jesus is nou besig om met sy bediening, die mense in hulle hordes, volg vir Jesus, gaan luister na sy prediking, en nou stuur die Joodse raad 'n groep manne uit en sê, gaan neem hom gevange. Ons moet 'n einde bring aan hierdie man se bediening, ons moet van hom ontslae raak, hy word vir ons 'n verleentheid, hulle het self gesê, die hele wêreld loop agter hom aan. En toe stuur hulle hierdie manne uit, om Jesus gevange te gaan neem. En dan lees ons, dat hierdie manne het daar gekom, en toe luister hulle 'n bietjie na Jesus. En terwyl hulle so luister na Jesus, toe sê hulle vir mekaar, nog nooit het iemand met soveel gesag gepraat nie. Nog nooit het iemand met soveel gesag gepraat, maar die liefde wat uit hom vloei, dis iets besonders nie. En daarom het hulle net besluit, ons kan nie hierdie man gevange neem nie, want daar is iets anders in hom. En toe kom hulle terug na die raad toe, en die raad vra vir hulle, nou waar is Jesus? En hulle sê vir hom, hulle sê toe nou vir hulle, presies wat ek nou vir u gesê het, nog nooit het ons iemand gehoor so praat nie. Nog nooit het ons die gesag ervaar, wat hy uitstraal nie. En hulle vat eintlik hierdie owerstes in die gesig, want hulle sê daarmee vir hulle, nie eens julle het die gesag, en praat met die gesag, wat hierdie man mee praat nie. En dan is hierdie owerstes natuurlik baie ontsteld en sê, wil julle nou sê, julle glo in hierdie man, en julle glo in sy leerstellinge, en dan is dit Nicodemus wat opstaan, en sê, ons wet veroordeel nie mense, net op grond van hierdie tipe van dinge nie. Ons moet die saak ondersoek, en dan moet ons kyk, en dan word Nicodemus uitgedaag, want hulle vra vir hom, is jy ook 'n disipel van hom? En ons lees nie dat Nicodemus weer in sy antwoord hier gee nie, maar die punt is, Nicodemus het vir Jesus opgekom, Nicodemus het probeer om vir Jesus te beskerm teen hierdie aanslag wat daar was, maar hy word nou al hoe sterker uitgedaag. Eers was hy in die nag by Jesus, nou is hy hier in 'n vergadering, en hy staan op vir Jesus, maar wanneer hy uitgedaag word om te vra, is jy 'n disipel van hom, dan bly hy stil. En dan die volgende keer wat Nicodemus op die voorgrond kom, is hier met die begrafnis van Jesus, wanneer hy saam met Josef kom en sê, ek sal saam met jou hom begrawe. So met ander woorde, liewe vriende, wat ek hier wil hê, u moet sien, en wat die woord wil hê, ons moet sien, is dat hier by Jesus se begrafnis, was daar 2 mense gewees, wat in hulle harte gegloed in Jesus, wat gegloed in sy lering, wat hulle verbind het tot sy werke, maar uit vrees vir mense, uit vrees vir die kerk, het hulle stil gebly daaroor, want hulle was bang. Maar nou, dat daar niemand was, wat vir Jesus wou begrawe het nie. Niemand was wat in Jesus se dood met hom wou identifiseer het nie. Toe staan hierdie 2 manne op, en hulle kom na vore, en hulle waag dit om na Pilatus te gaan. Hulle gee met ander woorde nou nie meer om nie. Hulle gee nie om vir wat die raad gaan sê nie. Hulle gee nie om vir wat die mense gaan sê nie. Hulle het hulle besluit geneem, ons glo nie net nie, maar ons is verbind tot hierdie Jesus. En as dit tot ons dood moet lei, dan laat dit so wees, maar ons gaan nie langer skaam wees vir Jesus nie. Weet jy wat eintlik so treffend hier is? Jesus het vir 3,5 jaar, het hy sy bediening uitgeleef. Hierdie owerstes, hierdie leiers het dit alles dopgehou. Hulle het geluister na al sy preke, hulle het alles geëvalueer en alles. Hulle het al die honderde wonderwerke gesien wat Jesus gedoen het. Maar die interessante hier is dat Jesus se dood kry reg
wat sy hele lewe nie reg gekry het in hierdie twee mense se lewens nie. Al sy prediking, al sy bediening, al sy liefde wat hy uitgestraal het, kon nie hierdie twee mense uit hulle bokse uit laat klim en in die openbaar standpunt vir Jesus inneem nie. Maar die dag toe Jesus vir homself nie meer kon praat nie en hy daar hang aan die kruis en almal hulle skaam vir hom en bang is om geïdentifiseer te word met hom, toe staan hierdie twee manne op en hulle sê, ons sal hom begrawe. Ons sal hom begrawe met ons eie geld, ons sal hom begrawe met ons eie mirre en speserye en alles wat nodig is, ons sal dit doen. Eintlik, liewe vriende, as ek net so dink daaraan, dan besef ek, dat hulle het eintlik so besonder as 'n voorreg gehad. Want onthou, hierdie liggaam wat van die kruis af gekom het, was 'n bebloede liggaam gewees. En tussen Josef en Nicodemus het hulle die voorreg gehad, om van die bloed wat nog kon afgevee word, van sy gesig af, van sy liggaam af, het hulle die voorreg gehad om die liggaam skoon te maak, en die bloed af te was en af te vee, sodat Jesus begrawe kon word. So wat sê dit vir my en vir u? Die vraag wat ek sommer net vir u wil vra, is u ook 'n disipel van Jesus, maar in die geheim? Is u 'n disipel van Jesus, maar u skaam om op te staan vir hom, u is skaam om vir hom te getuig? Voel jy ook soms spyt, as jy dink aan al die geleenthede, al wat na jou kante toe gekom het, om op te staan vir Jesus? Maar dan is jy skaam, jy's bang, jy wil nie uitgekruid word nie, jy wil nie belaglik lyk nie, en dan kies jy om liewer stil te bly. Laat hulle maar sê wat hulle wil van Jesus sê, laat hulle maar sê wat hulle wil sê oor bekering, laat hulle maar sê wat hulle wil sê oor redding, en al die dinge waaroor het gaan. Laat hulle maar sê van die kerk wat hulle wil sê, ek wil nou nie opstaan nie. Dan wil ek vir u vra, is dit nie dalk tyd nie? Is dit nie dalk tyd vir u, om hier deur die begrafnis van Jesus beweeg te word, om uit jou kas uit te klim, om uit jou geheimhouding uit te klim, want u sien, die Here het eintlik nie geheime agente nie. Maar dat ons sal uitklim en sê dit het tyd geword, in hierdie tyd waarin ons leef, in hierdie tyd wat mense spot met die Here, in hierdie tyd wat mense spot met die kerk, in hierdie tyd wat mense dit waag om te spot met die Bybel en te spot met die kinders van die Here, is die vraag vandag vir my en vir u, liewe vriend, is dit nie tyd om uit ons kas uit te klim en te sê ek bly nie langer stil nie, nie dat ons moet gaan veg nie, nee, maar dat ons nie sal stil bly, wanneer die geleentheid om voordoen, om Jesus bekend te maak nie. Want jy sien so baie keer, het ek al gehoor, dat mense sê, byvoorbeeld, hulle is in 'n krisis, in 'n situasie, en dan sê hulle, ek het nou al alles probeer, en ek kry nie 'n antwoord of 'n oplossing nie, en dan is daar iemand wat sê, het jy al dit probeer, het jy al dat probeer, kom ek gee vir jou 'n ander raad, en eintlik al wat op daai oomblik nodig is daar iemand wat sê, het jy al Jesus probeer? Vriende, u en ek is in situasies, het sy in ons werke, het sy in ons families, waar ons ook al beweeg, maar ons kom in situasies, waar mense soek na antwoorde, en die vraag is, sal ons Jesus aan hulle voorstel, sal ons Jesus aan hulle bekendstel, en vir hulle sê, weet julle in wie ek glo? Ek is nie 'n geheime agent van Jesus nie, ek is sy kind, ek is gered uit genade, ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad. Dit is wat met Nicodemus en met Josef gebeur het, dat toe dit by hierdie geval kom, waar almal stil gebly het, het hulle opgestaan en gesê, ons bly nie meer stil nie, ons gee nie om vir wat die gevolge mag wees nie, ons kies om saam met Jesus te staan. My vriend, dit is my gebed vir jou, jy wat miskien nog glad nie die Here ken nie, dat jy vandag sal weet, dat Jesus so lief is vir jou, dat hy gesterf het vir jou, maar jy wat vandag 'n kind van die Here is, wil ek vandag vir u vra, begin leef soos een, begin skyn soos een, begin bid soos een, begin sing soos een, moenie stil bly nie, kom ons verander die atmosfeer, want daar is 'n atmosfeer van doodsheid in ons land, in ons kerke, onder Christene, daar is 'n gevoel van swartgalligheid, liewe vriende, en die rede daarvoor is, want Jesus hang nog aan die kruis vir ons, Jesus is dood vir ons,
En daarom is dit so hartseer as ek dink aan al die mense wat met kruisies rondloop, met Jesus wat daar hang. Hy is nie in hulle harte nie, sy graf is nie leeg nie, want hy hang nog aan die kruis. Prys die Here, die kruis is leeg. Prys die Here, die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Daar was mense wat getuienis was van sy begrafnis, en daar was mense wat getuienis was van 'n leë graf. Waarvan is u vandag 'n getuienis? Kom ons bid saam. Hemelvader, ons sê vir u baie, baie dankie vir u woord, maar ons kom almal vandag voor u en ons vra, vergewe ons. Vergewe ons, Here, vir die baie kere wat ons al stil gebly het oor Jesus, omdat ons skaam gevoel het, omdat ons nou niks snaaks wil doen nie, ons wil nou nie mense se reaksie uitlok nie, so kom ons bly maar stil. Kom ons laat dit maar klink asof hulle reg is. Here, help ons. Help ons om soos Josef van Arimatea en Nicodemus nie meer geheime disippels te wees nie, maar om openbare lig te wees, sout van die aarde te wees. Help ons, Here, om getuienisse vir u te wees. En u vra nie van ons dat ons die wêreld moet stormloop nie. U vra doeteenvoudig van ons, daar waar jy geplaas is, laat jou lig skyn. En as elkeen van ons liggies laat skyn, waar ons woon, waar ons kerk gaan, waar ons werk, waar ons beweeg, Here, dan sal hierdie wêreld, hierdie Suid-Afrika, baie ligter lyk, as wat hy op die oomblik lyk. Help vir ons daartoe. Dankie, Here, dat u deur die lewe van die Josef en Nicodemus vir ons wil sê, jy kan nie jou hele lewe lank 'n geheime agent vir Jesus wees nie. Dankie daarvoor, u help nou vir ons, u help mense, u vergewe ons waar ons u teleurgestel het, maar ons dankie, Here, u skep onmiddellik vir ons nuwe geleenthede, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen.